Daar's iets besonders aan kunstenaars wat eerlik sing. Wat nie net woorde gebruik nie, maar ook emosie laat klink. En vandag sit ek en gesels met 'n kunstenaar wat presies dit doen. Welkom terug by Sitkamer Sessies. Ek is Lukas Potgieter en vandag gesels ek met 'n kunstenaar wie se musiek jy waarskynlik al gehoor het. Met liedjies soos Langpad, Dis jy en Paar Draaie. Deel sy nie net haar musiek nie, maar ook haar emosie en storie. Ek gesels met Aloise. Ek wil sê wat ek wil hê, as ek maar net geweet het. Kom laai my op, dis net weer stop, sit hier ons fantasties op. Raai jy extra paar draaie, sonder 'n woord, hand op my skoot, net hier waar ek behoort. Raai extra paar draaie, kom ons ry. Ons vat vandag die lang pad, ek en jy. Sit die radio bietjie harder, net vir my. Kan ons vir ewig jong bly, sal jy saam met my ry. Ek en jy. Aloise, baie welkom by Sitkamer Sessies. Hoe gaan dit vandag met jou? Hallo Lukas, man, ek het 'n koffietjie, so Asai. dan gaan dit altyd goed. Ja, natuurlik. So dit gaan goed, hoe gaan dit met jou? Dit gaan baie goed, dankie. Ons het geen klagtes hierdie keer nie, so dit gaan baie goed. Mooi. Aloise, vertel vir ons 'n bietjie, hoe het jou reis in die musiekbedryf begin? Met 'n ma wat baie musikaal is. So ek dink, as dit nie was vir haar nie, sou ek definitief nie eers belang gestel het in musiek nie. Maar ja, ek sou, soos die Kaapenaars nou sal sê, het ek opgegroei onder die klavier, letterlik. En ja, ek dink dit is waar alles begin het. Ek meen, as jy klein is, dan is daar maar inspirasies en klanke en dinge Ja. en so het ek lief geraak vir musiek deur middel van my ma wat ook baie musikaal is en ja, the rest is basically history, kan 'n mens maar amper sê. Jy kom oorspronklik uit Bethlehem in die Vrystaat uit. Hoe het daardie klein dorpie lewe jou as kunstenaar gevorm? Ek sou sê dis eintlik nie so ingewikkeld soos wat ek dit nou probeer uitdink hier in my kop nie, maar ek dink 'n klein dorpie gevoel is definitief anders en 'n perspektief is definitief anders as 'n stad perspektief. So ek dink ek het klein bietjie meer waardering gehad destyds, wel seker nog steeds, maar gehad vir musikante en enige, hoe kan ek dit stel? Wag, my brein dink dit gou 'n bietjie. Ek dink daar is 'n verskil tussen klein dorpie en stad. Ja. En vir my, want ek kan eintlik mos maar net vir myself praat, is dit was 'n massive verandering om obviously stad toe te trek en my droom te kom leef. Maar ek sou sê die klein dorpie het daai plat op die aarde wees net wie jy is kant van my so in my ingewortel dat dit is nogal 'n groot ding vir my om net te wees wie ek is. 'n Mens kan nie iemand anders wees op die einde van die dag nie. Ja. So ek sou sê dit was nogal 'n groot ding vir my, is just to be yourself. Of jy nou in die stad bly en of jy nou in die platteland bly. Die een ding ook van die platteland is, almal ken almal. Ja. So dit was nou nogal vir my 'n lekker ding gewees. So ek hou nogal van mense, verstaan jy? Ja. En ek dink dit kom ook uit in my musiek, want definitief is daar
daai roots van die Van die platteland en die platteland, ja. Vrystaat. Ja, definitief. Jy speel self verskeie instrumente, onder andere die klavier, gitaar, basgitaar en dromme. Watter een voel vir jou die natuurlikste wanneer jy musiek maak of skryf? Man, my akoestiese gitaar, definitief. Okay. Ek dink is omdat ek hom die meeste gebruik. Hy is soos ek noem dit altyd my safe zone. So Ja. jy kan enige liedjie begin sing of hum of wat en ek sal hom kan uitfigure op die akoestiese gitaar. So ek sal Wow. definitief sê dis hy. Ja. Jy beskryf jou styl as eerlike Afrikaanse popmusiek. Hoe sou jy jou klank beskryf aan iemand wat dit nog nie ken nie? Man, met my wonderlike seun hier in die agtergrond. Go seun, go. Hy wag nou om nou te kyk of ek nou gaan kyk of hy gaan uitgaan by die deur. Ek sou sê, die enigste manier om dan vir iemand te verduidelik wat Aloise is om maar eintlik net te verduidelik wat mense al vir my gesê het. So mense het al my musiek en my stem vergelyk met die Cranberries. Ek is al vergelyk met wat ek gou dink, was Cranberries. Ek sou so klein bietjie The Corrs ook daarso ingooi net omdat hulle my gunsteling band in die hele wêreld is. En Logic, kom hier. Ai, Daar staan dit hy hom nie. Hy wil net deel wees van hierdie. So ek sou sê as jy hou van female driven akoestiese musiek, dan is dit wat jy definitief gaan kry as jy na Aloise luister. Ja, dit's maklik in a nutshell. neem ons saam in jou skryfproses. Waar begin 'n liedjie vir jou en hoe weet jy as dit klaar is? 2 uur in die oggend. Kom gou, kom ek Ja. wys vir jou die mense. Ek praat met 'n oom, kom kyk. Ag nee. Nou belyk. Hy's deel van my lewe, so he's gonna be everywhere. Ja. Ek moet nou eers gou 'n bietjie dink. Ja, 2 uur in die oggend definitief. Dis wanneer inspirasie my gewoonlik tussen die oë tref en daar gewoonlik melodielyne. Dis gewoonlik melodielyn en lirieke wat saam bymekaar kom. So ek sou nie sê ek sit eers en speel gitaar en dan gebeur daar iets nie. Dit tref my letterlik melodielyn met die idee en dan volg die lirieke so saam. Alles So op een, ja. ja, alles op een slag. Maar ek moet ook vir jou sê, ek het al geskryf op 'n klavier wat weer heeltemal iets anders te uitbring. Ek het al geskryf op my elektriese gitaar. Wow. So dit hang ook maar af. Dit hang af waar my headspace is en ook wat die tema van die liedjie vra. So as die tema byvoorbeeld sê nou maar meeste van die liedjies wat ons skryf is maar liefde. Ja. Maar jy's so half soos dis een van my songs is maar bietjie half 'n jaloerse klein bietjie jaloerse liedjie. Ja. So dan is ek altyd van wat vra dit van my? Vra dit akoestiese gitaar, vra dit dromme eerste. So dit hang maar af. Maar ja, vir my is dit albei op een slag, melodielyn en die lirieke wat alles so bymekaar kom. Jy het nou genoem van jou enkelsnit dis jy. So kom ons gaan soontoe. Jou eerste enkelsnit dis jy het diep emosionele temas van jaloesie en verlange. Wat het jou geïnspireer om die liedjie te skryf? Ek het in daai tyd het ek baie die vroulike kunstenaar Tori Kelly geluister. Okay. En sy het 'n liedjie geskryf met die naam Coffee en daai liedjie het in my brein vasgesteek. Dit was soos ek het in die oggend geluister, in die middag geluister en in die aand geluister en dit sin speel ook so klein bietjie op daai
ek wil sê gesonde jaloesie. Ja, dankie. En ek was toe net soos dit is die coolste tema, want waarop kan 'n mens jaloers raak wat nie wat gesond is, verstaan? Ja. Soos byvoorbeeld, die koppie koffie in die oggend kry jou eerste soen. Like, that is something I can be jealous about, en mense gaan nie dink, sure, okay, nee, daai is nou 'n bietjie wild nie. Ja. So, ek sou sê dit is waar daai vandaan gekom het, en om bietjie te sinspeel op dit, ek het lank gesit en dink oor wat is dit alles wat 'n mens op kan jaloers raak, en obviously skryf 'n mens maar uit jou eie lewe uit, jy kan nie regtig in 'n liedjie inklim as jy dit nie geleef het nie. Ja. So, ek sou sê in daai tyd was dit maar net, dit was daai, ek verlang na iemand in my lewe wat ek hierdie goed op kan jaloers wees, verstaan jy? So, dit was 'n interessante tyd, en wel, goeie liedjie het daar uitgekom. Natuurlik. Daarna het jy paar draaie uitgereik, 'n lied met 'n lewensgetroue boodskap. Vertel vir ons die storie. Man, paar draaie. Dis eintlik so cool as 'n mens nou so sit en dink, like waar was ek, en dit is nou al 'n paar jaar terug. So dis eintlik lekker om terug te kyk en te gaan, okay, lewe het nogal gebeur. Ja. Paar draaie was letterlik presies wat dit sê. Dit was in 'n tyd waar ek gewens het iemand kan my net kom oplaai en ons moet net 'n paar draaie gaan ry. En snaaks genoeg het ek baie Heuwels Fantasties geluister. Okay. En dis hoekom ek ook reference in die chorus en sê, sit Heuwels Fantasties op en ons ry net 'n paar draaie. Ja. Ek weet met vandag se petrolpryse is dit nou nie altyd so moontlik nie. Maar ek meen, jy kan 'n paar draaie met jou fiets gaan ry. Jy kan 'n paar draaie gaan stap as jy regtig wil. En dan in die verses sal ek sê, was dit baie die ding van mental health. Want ek het op daai stadium regtig gesukkel met my mental health. En hoe ek gevoel het, alles is de mekaar. Maar is dit de mekaar of is dit nou nie? Wat wil ek doen? Ek wil wegloop, ek wil wag, ek wil huil, ek wil lag, ek wil alles gelyk doen. En vir my was dit net daai ding van, as iemand my net kan kom oplaai, want dis tog wat ons benodig, is daai koneksie. As iemand my net kan kom oplaai, en ons luister Heuwels Fantasties in die kar. Ja. Dit sal amazing wees. Die perfekte idee, daai. Ja. Jou jongste vrystelling, Langpad. Daardie Ierse klank gee dit 'n baie unieke gevoel. Wat simboliseer die Langpad vir jou persoonlik? Daai definitief kan maar sê, twee maniere om te verduidelik. Die eerste een is maar die actual Langpad, wat 'n mens maar vat as jy 'n musikant is. Ja, natuurlik. Jy klim in die kar en jy ry van een gig na die volgende gig, of waar ook al. Ons is maar baie op die pad, en om daai ook 'n bietjie in te bring, en hierdie hondjie van my. En die ander kant, ek gaan hom nou red, ek beloof. Die ander kant is die lang pad wat ek al geloop het in die musiekindustrie om te wees waar ek is vandag. Menende die lang pad om uit te figure hoe klink Aloise, wat se liedjies gaan ek actually wil daar buite kan sit. Dit was 'n wik en weeg hierdie kant toe, daai kant toe. Ek het soveel ander kunstenaars se drome gebou. En om die lang pad te vat, om actually te besef, okay, nou is dit bietjie my beurt. So dis die ander deel van lang pad. Jy praat gereeld oor eerlikheid en emosie in jou werk. Hoe belangrik is dit vir jou dat luisteraars iets van hulself in jou musiek moet herken?
dis nie dis 'n goeie vraag. Ek sou nie sê dit is vir my so belangrik nie, want dit gebeur outomaties. So, as ek eerlik is met myself en uit daai plek uitskryf, gaan mense 100% hulle eie storie in my musiek kan kry. Ja. Want dit is nie Ja, dis nie plastiek nie, dis nie opgemaak nie. Dis iets wat ek, soos ek nou gesê het, dis iets wat ek leef. Ja. En ek dink dit is nogal dis 'n groot ding. So dis vir my cool as dit gebeur, maar om vir jou inside info te gee, ek wou nie my liedjies rekord en opneem nie, want ek het gedink, mense gaan mense gaan actually my leer ken. Ja. En toe gebeur presies wat jy nou sê, toe gebeur dit dat mense hulle storie in my liedjie sit. En dit is wat so cool was. Toe is dit so, okay. This will happen eventually, want dit gaan nie oor my storie altyd noodwendig nie. Dit gaan oor waar jy is met jou storie. Ja. So dit was nogal cool. So baie cool vraag, thanks man. Jy Ek bring gou my kind in die storie. Hallo, welkom hierso. Sê my naam is Logic, ek is 'n super dog. 'n Super dog. Wat wag jy? Ja. Ja. Jy is ook passievol oor geestesgesondheid. Hoe het daardie tema van jou musiek en deel geword van jou musiek en jou boodskap? Ek dink dit haak baie aan met wat ek nou gesê het. Is daai eerlikheid. Ek was vir seker so 2 jaar terug, vir so 5 jaar, het ek regtig deur 'n tawwe tyd gegaan met depressie en anxiety en jy sal hoor ek sê nooit mental illness nie, want dit is 'n illness. Dit is net soos wat jy jou ek wil amper sê net soos wat jy jou been breek. Ja. Wens ek kon vir mense wys dat ek mentally ook seer gekry het, verstaan jy? Ja. So mens wens dit baie keer, maar dit gebeur nie altyd so nie, en mense het maar hulle eie opinies oor jou geestesgesondheid. Ja. En it's been a journey, en ek dink dit maak my passievol, want ek het net nou die dag weer een van my vriendinne 'n vriendin verloor wat selfmoord gepleeg het. En ek wens net mense wil praat. En die stigma om dit net, ek wil amper sê net drop, want hoeveel mense moet ons nou nog verloor, verstaan jy? Ja. En me also having feelings like that, verstaan, as 'n musikant, ek dink ons voel baie meer intens as ek wil nie sê normale mense nie, want ons is ook normale mense soms, maar ek dink mense, ek voel so intens dat dit my baie keer siek gemaak het, en ek het die regte hulp gekry, dank die Here. En ek sien my sielkundige, en ek dink is nodig. Ek dink is regtig nodig, spesifiek vir entertainers ook. So dis hoekom ek so passievol daaroor is. Ek wil nie nog hoor nog iemand het hulle lewe geneem, of nog iemand het, jy weet, probeer om selfmoord te pleeg, of dit of dat of daai nie. So hoe meer ons daaroor kan praat, hoe beter, hoe meer lewens gaan gered word. So as ek dan daai persoon is wat daaroor praat, then that is what it is. So dis hoekom ek so passievol daaroor is maar net daai, ek weet hoe dit voel, en ek wil nie hê mense moet deur goeters gaan en nie die regte hulp kry nie. Ja. Alois, vertel vir ons 'n bietjie.
Wat doen jy om jouself mee besig te hou as jy nie besig is om musiek te maak, te geek of musiek te skryf nie? Hier sit hy. Hier sit hy. Ek is 'n trotse hondemamma. Jy moet nou mooi kyk vir die kamera. Ek is goed met dog training en ek dink ek moet dit in as die musiek nou nie uitpan nie, gaan ek definitief ingaan in dog training in. Dit doen, ja. Ek is ook 'n musiekjuffrou wat ek Okay. baie al vir jare doen. Ek dink ek is nou al hoeveel jaar? Van 19, nee, dis van die jaar 2000 af. So dit is officially dan nou 25 jaar wat ek nou Sjoe. al musiek teach. En ek teach ook meeste van die instrumente wat vir my lekker is. Ek teach net nie klavier nie, want dit is net vir self-defense. Ja. Ja, en ja, so ek's besig met dit in die week. Is ek lekker besig met die lesse. En dan sal ek sê ek werk maar so 'n bietjie behind the scenes op Afrikaans is groot. Ek het nou weer gewerk op daai 100 jaar konsert wat hulle in Ja. Kaap gehou het. So ek is bietjie besig daar ook. Mag nie altyd sê wat ek daar doen nie. Ja, nee. Baie vlaggie. Maar ja, so ek is maar in die production besig. Eintlik maar musiek in its full capacity. En dan is ek ook, hou ek dit om fiets te ry. Natuurlik hou hy ook baie van fietsry. Yes. So julle is aktief saam En- ook. Ja. So ek probeer die balans kry. Dis eintlik die groot ding. Mens moet maar die balans kry tussen jou creative kant en dan jou menswees kant. Want ek wou amper sê ek het dit vir myself geseparate, want as mense dan my art kritiseer of opinies lewer, dan voel dit vir my hulle kritiseer my. En dit is nie eintlik regtig altyd so nie. Dit is maar letterlik net daai ding van just keep it separate. So die balans, dit is 'n baie belangrike ding. Die musiekbedryf is nie altyd maklik nie. Wat het jy oor jouself geleer sedert jy hierdie reis as solo kunstenaar begin het? Separate. Ek het geleer ek kan baie shots vat. Ek het geleer dit is nie maklik nie. Jy's heeltemal reg. Ek het geleer dit gaan so baie tyd vat en ek wil amper sê die kickback uit dit uit is nie wat 'n mens verwag nie. Veral vir my, ek kan, soos ek nou nog gesê het, ek kan net vir myself praat, maar ek sit baie geld in, maar ek kry nie noodwendig die geld terug nie, wat vir my sad is. Maar as mens dink aan 'n lewe sonder musiek, dit sal so boring wees. Dit sal horrible wees. Ewen jy kan sing, né? Ja. So ja, ek moet eintlik 'n boek skryf oor alles wat ek al geleer het in die industrie. Maar ek dink die belangrikste is balans. Be true to yourself. Moenie jouself so verdrink in die musiekindustrie dat die res van jou lewe half afgeskeep word nie. Ja. Want eventually gaan dit opcatch en ja. Ek het 'n bietjie van die opcatch beleef, so dis hoekom ek's nou baie attent daarop dat you have to look after yourself. So ek dink dis 'n groot ding. Jy moet mooi na jouself kyk want jy kan verdrink. Jy kan verdrink in hierdie industrie en it's not a pretty picture. So ja, ek dink dis my grootste les. Wat is volgende vir Aloise? Ek weet nie. Ek is eintlik op so 'n weird plek as dit kom by die musiek. Ek het nou al gedink ek moet meer in die rock scene ingaan met my elektriese gitaar en jy weet my Avril Lavigne side uitbring,
nie I would like a girlfriend, nie daai deel van haar nie, die heel eerste deel. Ja. Want ek dink die rock and roll scene kom so klein bietjie terug. Ek dink ja, ek weet nie. Ek het letterlik hierdie laaste week het ek gesit en gegaan, maybe rock, maybe classical, maybe so I have no idea. So just watch the space. Ons sal maar sien. Ons sal sien. Ons sal Ja, sien. ons hou responsie dop. Ja. Aloise, so ons gaan nou 'n speletjie speel. Ons het 'n wiel wat ons spin met 'n paar speletjies op en daar waar die wiel land, daai speletjie speel ons. So is jy reg daarvoor? Nee. Glad. Nee, ek is nie, maar let's go. Kom ons spin die wiel. Ons speel album in 'n minuut. Nou vir die luisteraars, die kykers en Aloise wat nie weet hoe dit werk nie, ons het hierdie speletjie al so 'n paar keer gespeel. So hoe dit werk is Aloise, ek gaan vir jou 'n baie belangrike vraag vra. Jy het 1 minuut om dit te antwoord. Okay. As jou lewe 'n album was, watter 5 liedjies sou daarop wees? Dit kan liedjies van jouself wees en dit kan ook liedjies van ander kunstenaars wees. Okay. What is your Okay. top 5 songs of your life album? Ironic van Alanis Morissette. Deurmekaar van Karen Zoid. Okay, dis 2. Walking in Memphis. Ek weet nie wie dit eerste gesing nie, maar daai ene. Ek het cheat 'n klein bietjie. Dis okay. She Used to Be Mine van Sarah Bareilles. Nou het ek een oor. Oh man. Why only one? Kom ons dink. Ek het nie 'n The Course liedjie daar nie. Runaway. Nee, Okay. ek scratch hom. Toss the Feathers van dis 'n instrumental Ja, van The Course. There we go. dis 'n sterk top 5. Maar wat sou die album titel wees? Kan dit 'n titel wees net randomly of moet dit een van die liedjies se Nee, titel dit wees? is 'n opgemaakte titel. Dis jou Okay. live album daai. Sterkte. 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 Sterkte deur Aloise, nou beskikbaar op alle platforms. Yeah. Ons sien uit na daai album. Ons sien baie uit daarna. Dit gaan 'n goeie een wees. Ja. Aloise, baie dankie dat jy vandag hier was by Sit Konversasies. Ons waardeer dat jy vir ons tyd afgestaan het en bietjie met ons kom gesels het oor jou musiek en jou loopbaan en jou inspirerende storie. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Net vinnig, is daar 'n laaste boodskap wat jy vir mense daar buite het? Praat. Dis my boodskap. Praat. Praat. My ma het altyd gesê, wel my ma leef nog, moenie hoor nie. Maar my ma het altyd vir my gesê, the best thing is communication. Communication, maar toe leer ek sinvolle kommunikasie. So wat ek jou mee wil los is kies jou mense wat naby aan jou is baie mooi.
en praat. Deel jou gevoelens, kry daai goeters uit wat jou pla elke liewe dag. Mense gaan jou emosies oorleef. Ja. En dan hierdie is die crux. There's no reward in self-sacrifice. So, kyk na jouself. Baie goeie boodskap. Baie dankie Aloise weer eens dat jy saam met ons kuier het hier op Sitkamer Sessies. Dankie. En dan vir die luisteraars en kykers, ons sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek, net hierso. Dit was Sitkamer Sessies saam met my, Lukas Potgieter, en ek groet julle vandag met Aloise wat vir ons 2 liedjies gaan doen. Hallo julle, so hier is my heel nuutste enkelsnit met die naam Langpad. Die pad is kort as jy saam met my ry. Alles om my mooie, riviere bome jy. Jy praat oor jou familie. En jy lag as ek jou kielie soos ons ry. Eerste raad het jy alles ingepak. Tweede raad, kom ons vat die pad. Kom ons ry. Ons vat vandag die lang pad, ek en jy. Sit die radio bietjie hande net vir my. Ken jy? Dis anders as jy saam met my ry. Jy agter die stuur veel om my oor wil nie oor bly. Jy praat oor jou dag, maar jy kan sien dat ek in droomland vir jou wag. Rukkie daar in Ierland gekuier, want ek het gedink ek is bietjie Iers. En die Skotse musiek het ook in my afgesmeer. So toe gebeur hierdie. Hierdie is die coolste deel van die liedjie. Hierdie liedjie is nog nie daar buite nie, maar ek het gedink ek rekord hom spesiaal vir julle. Okay. Sy naam is Hoekom.
handnotakie. Ek het nie my hoed vir julle aangesit nie. Want ek voel nie, dit is 'n performance nie. Dit is 'n bietjie 'n inside look in my lewe. So, dis die rede. Hoor? Moet nou nie worry nie, hy is nog hier. Net so tussen ons. Die meeste van my hoedjies is uitverkoop. Dis hoekom ek kom nie aan het. Maar, ja, geniet. Hierdie liedjie, gaan luister hom weer. Van my na jou. Lekker aand.